en Wonderlik met trots aan die gebring deur Wild en Jag, jou alles in een bron tot die wild en jagbedryf. Welkom by Wild en Wonderlik, Wild en Jag.tv se weeklikse nuusprogram. Desember maand se tydskrif is vol leesgenot en ons gee jou 'n voorskou daarvan. Ons hervat ook ons gesprek met Loot Bester en vind uit hoe hulle tegnologie in die veilingsbedryf benut. Nuus in die bedryf met trots geborg deur Chemwet Steel and Fencing. Watervliet Wynlandgoed in die Jonkersvallei buite Stellenbosch was gasheer gewees vir die Wildswinkel Boland Inligtingsdag, waar Weskaapse wildboere en belangstellendes wildboere van die noorde kon ontmoet en meer uitvind oor die wildbedryf. As iemand vir my 10 jaar terug gesê het dat die wildswinkel of die wildbedryf sou hier in Stellenbosch in die Wynland staan vandag, sou almal seker gesê het ons is van ons koppe af, maar hier is ons. En wat 'n wonderlike voorreg. En die wildbedryf is hier om te bly, die wildbedryf is in die Weskaap. En ons as wildswinkel is hier om dit namens die boere van die omgewing verder te vat en groter te maak en 'n jaarlikse veiling hier te reël. En ons beplanning is om ons eerste veiling hier in die Wynland te hou in Stellenbosch op die 17de Maart 2017. En wat 'n wonderlike voorreg is dit nie. Om meer oor vandag te praat, ons het 'n behoefte gesien in hierdie mark en ons het gedink dis belangrik dat ons eerstens met die mense wat moontlik kan belangstel en moontlike kopers en moontlike beleggers in die wildbedryf kan wees bymekaar te kry. Ons het plus minus 200 mense hier gehad vandag en ons het 'n fantastiese program gehad. Ons het goeie sprekers gereël. Eerstens het Norman Adamy gepraat oor die geskiedenis van die wildbedryf in Suid-Afrika en die wildbedryf as 'n ekonomiese sektor van ons ekonomie. En ek dink dit was ongelooflik insiggewend vir mense om te verstaan waar dit vandaan kom en waantoe dit kan gaan en wat die potensiaal is van die wildbedryf en ook wat die huidige bydrae van die Suid-Afrikaanse wildbedryf is tot die Suid-Afrikaanse ekonomie. Tweede spreker wat ons hier gehad het vandag was Wiaan van der Linde, president van WRSA. En Wiaan het gepraat oor die praktiese aspekte van wildboer vir enige nuwe toetreder en vir 'n bestaande boer. Wat moet jy en wat moet jy nie? Die skoolgeld wat ervare boere al betaal het en waar daar lesse geleer is, kan hierdie nuwe toetreders in die Wynland vermy deur te luister wat gesê is. En daar is ook deure oopgemaak. En ons het as van Wildswinkel se kant af al ons groepe vir wie ons veilings aanbied genooi om hierdie dag te kom bywoon as die voorsitters van die spesifieke groepe. En ons het almal hier gehad, van Statcane Breeders tot Wildlife Legacy tot Signature in die Oos-Kaap, Dries Visser ver noord, Benchmark ver noord, Golden Breeders en hulle het almal afgekom. Bloodline was hier, Pilanesberg was hier. En ek dink dit wys ons toewyding tot die bedryf, nie net as gevestigde wildboere nie, maar ook om nuwe toetreders in die bedryf te help en te vestig en advies te gee. Die derde spreker was Louis van der Walt, wat gepraat het oor die besigheidsbeginsels van wildboer. En ek dink tipies op Louis se manier, op 'n baie eenvoudige manier het hy vir ons verduidelik wat moet jy en wat moet jy nie. En dit het selfs vir ervare wildboere weer sin gemaak en ons laat besef waar is ons in die bedryf en wat moet ons doen en wat moet ons nie doen nie. En ek dink dit het waarde toegevoeg. So in geheel, ek dink die 3 sprekers was fantasties geweest. Ons het ook 'n kort veilingkie gehou. Ons het 5 lotte opgevuil met jagpakkette net om 'n bietjie van 'n interessantheid in die ding in te bring. Ongelooflike goeie pryse gekry. Mens kan sien die manne hier in die Wynland is lief vir jag en hulle het dit baie goed ondersteun. En laastens dink ek ook 'n hoogtepunt van die dag het ons 'n beeldhouer met die naam van Bruce Little hier gehad wat 'n beeld geskep het wat 'n ongelooflike meesterstuk is in my opinie. En dis 'n beeld van die bekende bil Grootbaas wat deur Johan Rupert besit word. Wat ongelooflik groot is en ons gaan hierdie beeld op veiling sit op Creek Wildlife se veiling op 22 April 2017. En hierdie was basies die bekendstelling van hierdie meesterstuk. En ons het baie van die media hier gehad en ek glo die woord gaan versprei en dit gaan vir die ou wees wat weet wat hy wil hê. Hy gaan hierdie beeld koop en hy gaan 'n statement met dit kan maak. Laastens wil ek baie dankie sê vir almal wat hierdie dag vir ons moontlik gemaak het. Van die aanbieders, van die gassprekers, van die gasheere, Johan Letitia Meyer van Groot Siddelfontein, die groepe wat ons kom verteenwoordig het van die Noord-Transvaal af en van die Oos-Kaap af. Ons sê vir julle dankie. Die dag sou nie moontlik gewees het sonder julle nie. Verder vertrou ek dat ons het vir die boere van die Wes-Kaap, nuwe toetreders, beleggers in die wildbedryf gesê waaroor dit gaan, waarvoor ons staan
En ek vertrou dat die dag het vir julle goeie inligting gegee om goeie besigheidsbesluite te kan neem. Laastens wil ek vir Wild en Jag sê baie dankie weer eens vir julle moeite om hierdie ding vir ons aan te bied vandag, die blootstelling wat julle vir die wildbedryf gee en dit is 'n voorreg om saam met julle te werk. Tot ziens. En die nuutste Wild en Jag met trots geborg deur Safari Outdoor, Africa's premier outfitter of outdoor, leisure and hunting equipment. Be on the lookout for the following stories of December month's Game and Hunt magazine. Mention the name Minox and many people think of the miniature spy cameras such as the one used by James Bond in the 1969 film On Her Majesty's Secret Service. It was through the miniaturization of optics that the company, which was set up in the mid-1930s, made a name for itself. Minox ZX5 and ZX5i ranges of rifle scopes with 5 times magnification have been designed specifically to meet the needs of discerning hunters and sporting shooters around the world. Read more about these rifle scopes in the magazine to come. Wildlife is unique in the sense that it has reproductive capabilities, which enable the growth of the asset even if prices decrease. According to Dr. Flippy Klute, it should be acknowledged that the establishment or growth of a hunting market will be of utmost importance for the future financial viability as far as black impala and other color variants are concerned. In this article to come, he discusses live game price trends and provides a breakdown of the average game prices of the past year. Koop jou Wild en Jag tydskrif by jou naaste supermark of teken in en ontvang dit per pos of lees dit digitaal op jou selfoon of tablet. Teken jy in op Wild en Jag, staan jy kans om die Primos prys te wen. In gesprek met is Annie gebring deur Barlow World Toyota. In verlede week se episode. Dit is as volg. Ons het 2 tipes veiling soos wat jy reg gesê het. Die eerste een is ons doen veilings namens veilingsgroepe. Dan tweedens bied ons veilings aan wat ons noem wildswinkel handelsmerk veilings. Ons wil gesien word as elke een van die groepe met wie ons werk se bemarkingstak of bemarkingsafdeling. Hierdie week gesels ons met Loot oor tegnologie in die veilingsbedryf. Ja, en ek dink eerstens, ek dink ons sal dom wees as ons nie investeer in tegnologie en groei saam met die res van die ekonomie en die res van die wêreld met betrekking tot tegnologie nie. En ek dink nogal enige besigheid wat vandag suksesvol moet wees, moet hand aan hand loop met tegnologie, eerstens. En tweedens, jy moet innoverend wees. En as ek die Engelse term kan gebruik, ek dink ons het tot 'n groot mate die mark gedisrupt. En is een ding om 'n groot stofwolk op te skop, maar die dag as die stof gaan lê, dan bly daar 'n paar individue staan wat moet aflewer. En hoe lewer ons af? Ek dink ou kan net aflewer as jy innoverend is en jy kyk buite die boks. En ons moet die heeltyd dink aan nuwe goed. So ja, jy weet dit het eenvoudig begin met 2 skerms wat die vorige lot se botprys wys, wat eintlik verskriklik eenvoudig is. Die volgende was, ons het 'n app gelaunch, wat ek dink met groot sukses vir mense daar buite wat nie noodwendig by die veiling kan wees nie, die lewendige veilingspryse wys. Eerstens op die dag van die veiling en tweedens, jy kan op enige dag teruggaan na enige veiling wat deur Wildswinkel aangebied is en jy kan gaan kyk waarvoor is daai spesifieke wildebees verkoop of daai spesifieke buffel verkoop. So dit verbreed 'n bietjie jou verwysingsraamwerk as jy wil somme maak rondom waar jy moet belê en wat het 'n spesies gedoen. Dan dink ek derdens het ons nou met die Tabatolo veiling, die mees onlangste het ons live streaming gedoen, wat 'n moeilike ding was. Baie mense het vir my gesê jy maak 'n fout. Dit is vir my wonderlik om te kan rapporteer dat ons het 3900 mense gehad wat die veiling lewendig gevolg het, of op sy rekenaar, agter sy lesenaar, waar ook al hy gesit het in die wêreld, of op sy foon, of op sy iPad. En dit maak deure oop, en dit bemark ons industrie, en dit is vir my verskriklik belangrik, dat mense kan sien, dat dit is 'n transparante proses. Enige iemand kan daar deelneem, dis nie 2 boeties wat langs mekaar sit en besluit, dis wat die bok gaan kos nie. Daar sit 1000 mense, en die mark besluit wat die bok werd is.
Waar gaan ons van hier af vorentoe? Dis vir my belangrik om voor te bly, want daar's nou 'n klomp mense wat uit die hart van die saak gaan kom vir ons en hulle gaan probeer naap wat ons doen en dit het al reeds gebeur. Ons is hard aan die werk om nuwe veilingstegnologie daar te stel en te programmeer en te ontwikkel waar ons kan veilings op die mark sit waar jy kan online op sekere diere sonder op die veilingvloer te wees. Of dit by wyse van 'n stilveiling is en of dit by wyse van, soos in Engels gesê, 'n simulcast auction kan wees waar daar nog steeds 'n afslaer is wat sing aan die voorkant, maar jy kan ook via die internet op 'n spesifieke dier. Nou dis tegnologie wat ek, soos ek vroeër gesê het, uit my veilingsondervinding in ander aspekte van die veilingsbedryf, oorspronklik het ek gedink dit kan nooit werk nie, en ek moet jou eerlik sê, dit het my ander besigheid heeltemal oorgevat. So, ek glo waar ons huidige veiling hou en ons het 400 geregistreerde kopers argumentsonthaalwe op 'n veilingvloer. As jy dit kan oopmaak en mense kan registreer via 'n online veiling, dan kan jy dit verdubbel. So jy verbreed jou mark en dit maak die mark oop vir enige ou daar buite om te kan sien. En hy gaan dalk 5 keer kyk en dan besluit, ek wil ook in hierdie bedryf belê en dis vir my belangrik. So baie van wat ons doen as Wildswinkel, uit die aard van die saak het ek aandeelhouers en ons moet 'n winsgewende besigheid bestuur en ons het personeel om te betaal, maar ek kan jou verseker, ons het nog nie een dividend gevat uit Wildswinkel uit nie. Ons herbelê elke liewe sent wat ons in hierdie besigheid maak op hierdie stadium om die wildsbedryf te vestig en om te vestig vir ewig. In volgende week se episode. Praat van die geen reserve veilings. Ons het begin daarmee en ek voel werklik, wat is 'n veiling? Maar die punt bly staan, as die mark groot genoeg is, die aanbieding van die dag is daar en die mense is daar, dan glo ek dis die waarde van die dier. Ons is nou besig met statistiek en ek gaan dit binnekort bekend maak aan die mark daar buite wat ons baie koffie gekry. Onthou van ons sosiale platforms Facebook en Instagram en maak ook gereelde draai op ons webtuiste wildenjag.tv om op hoogte te bly van die jongste nuus in die wild en jagbedryf. Totsiens.